welkom by nog 'n Wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons die eerste video oor waarskynlikheid en ons doen net die gewone inleiding vir hierdie video. So in hierdie video gaan ons net na goed kyk soos wat waarskynlikheid is, 'n paar definisies, ons gaan hier 'n paar van die formules gaan en dit is regtig net waaroor hierdie gaan en ons gaan vinnig deur Venn-diagramme ook gaan. As hierdie video's julle help, asseblief onthou om te subscribe, 'n thumbs up te gee en die woord te versprei. Ek sal dit verskriklik baie waardeer. Ek probeer op die oomblik 500 subscribers kry en dit sal my verskriklik baie help as julle almal die woord kan versprei of selfs kan subscribe of net kan comment of 'n thumbs up kan gee, want dan wys dit vir YouTube dat ek mense het wat belangstel in hierdie video's. So kom ons begin met die video. So die eerste ding wat ons deur gaan is dit 'n paar definisies. So die eerste een is waarskynlikheid en dit sê dit is 'n manier om 'n onsekere gebeurtenis te beskryf. Dit word met 'n reële getal tussen 0 en 1 wat beskryf hoe waarskynlik dit is dat die gebeurtenis sal plaasvind, aangedui. So in die geval is waarskynlikheid 'n getal tussen 0 en 1. Dit kan 'n desimaal of 'n persentasie wees en dit kan ook in breekvorm geskryf word. En dit gaan vir jou net sê, gaan iets gebeur en hoe waarskynlik is dit om dit te gebeur. So dit kan wees, ons kan sê daar's 30% kans vir reën of 7% kans vir sneeu of wat ook al. Dit is 'n kans, dit is 'n waarskynlikheid dat dit gaan sneeu en dit is 'n klein waarskynlikheid as dit 7% is. Dan het jy 'n gebeurtenis en dit is 'n spesifieke stel uitkomste van 'n eksperiment waarin jy geïnteresseerd is. So byvoorbeeld op enige gegeewe maand kan jy dalk reën, sonskyn en net 'n bewolkte dag hê. Sê nou maar ons stel net belang in 'n dag waar die son skyn. Dan gaan ons sê, wel ons kyk na die waarskynlikheid wat daar sonskyn is en daai gebeurtenis is die spesifieke stel uitkomste wat ons eintlik in belang stel. So 'n eksperiment kan wees dat ons na die weer kyk en dan is die gebeurtenis of die uitkomste waarna ons belangstel enige dae waar daar sonskyn is of waar dit bewolk is ensovoorts. En gewoonlik word 'n gebeurtenis met hierdie letter E aangedui. Dit kan 'n E soos die wees, dis nie soos 'n element van nie, dis eintlik E. Ek skryf net dit meer soos 'n ronde E. En die aantal uitkomste van 'n gebeurtenis is hierdie N, so N bedoel aantal, en dan kyk ons na die gebeurtenisse of die uitkomste waarin ons belangstel. 'n Eksperiment wys na onsekere prosesse, so dis gewoonlik wat gaan aan, waarna kyk ons, en dan die uitkoms van die eksperiment is 'n enkele resultaat van daardie eksperiment. So 'n gebeurtenis kan wees dat daar 5 keer sonskyn is in 'n maand. Die eintlike uitkoms is die een keer wat daar sonskyn is, so jy kan al die uitkomste tel om 'n gebeurtenis uit te werk. So jy kan sê, wel, op maandag, dinsdag en vrydag was daar sonskyn. Maandag is 'n uitkoms wat ons in belang stel, dinsdag is 'n uitkoms en vrydag, maar die gebeurtenis vind 3 keer plaas. Dan het jy steekproefruimte en dit is die versameling van die moontlike uitkomste van daardie eksperiment. So 'n gebeurtenis is die uitkomste waarin ons belangstel. Die steekproefruimte bevat alle tipe uitkomste wat kan plaasvind. So sê nou maar ons kyk na die weer. Jy weet in 'n gegeewe maand kan daar sonskyn wees, dit kan reën, dit kan haal, dit kan sneeu, dit kan bewolk wees, dit kan liggies reën ensovoorts. So al daai goed is in jou steekproefruimte. Maar die uitkomste wat jy dalk in belang stel is sonskyn en dan die gebeurtenis is hoeveel keer daai sonskyn plaasvind. Steekproefruimte word met hierdie S uitgebeeld gewoonlik, veral as jy met Venn-diagramme ensovoorts werk, en dan die aantal getalle wat in jou steekproefruimte is, of al die goed wat moontlik kan daar wees, is hierdie N, S, so weer een. N is die aantal en S is die hoeveelheid uitkomstes in daai eksperiment. En dis al die uitkomstes, is nie net die een wat jy in belang stel nie. Dan kry jy 2 formules wat belangrik is, veral in hierdie net die gewone waarskynlikheid. Die eerste een is hierdie, so hierdie is die waarskynlikheid van al die uitkomstes waarin jy geïnteresseerd is gelyk aan die grootte van jou steekproefruimte, so al die moontlike uitkomstes vir daai eksperiment, en dan is dit die aantal kere wat daai gebeurtenis plaasvind. Okay, so hier is die waarskynlikheid van die gebeurtenis waar jy in belang stel. Hierdie is die aantal kere wat daai gebeurtenis plaasvind. En hierdie is die grootte van jou steekproefruimte.
Dan het jy iets hierso wat relatiewe frekwensie genoem word, en relatiewe frekwensie is nie presies dieselfde as gewone waarskynlikheid, soos wat ons nou net daar gekyk het nie. Relatiewe frekwensie is die frekwensie van 'n gebeurtenis, en dit is gedefinieer as die aantal kere wat die gebeurtenis voorkom gedurende eksperimentele proefnemings, gedeel deur die totale aantal proefnemings wat uitgevoer is. So dit is die tradisionele definisie. Wat dit bedoel is, ons het dalk 'n gebeurtenis of 'n eksperiment waar ons gaan sê, wel, ek gaan 'n muntstuk flip en ek gaan sê kop of stert. Maar een keer as jy die muntstuk gaan opsit, gaan jy dalk 'n kop kry. Die volgende keer gaan jy dalk 'n stert kry. Dis hoekom ons baie keer sê wel die beste van 3, dan die een wat nou 2 keer kop gekry het wen of wat ook al. Dit is dit iets wat ons doen, maar dan vorm jy 'n eksperiment. So jy kan dalk sê ek gaan 10 keer 'n muntstuk opgooi. So dis 1, die tweede keer, die derde keer, die vierde keer, die 5de keer, die 6de keer ensovoorts. En die eerste keer dan kry ek 'n kop, die tweede keer kry ek 'n ster, die derde keer kry ek 'n kop, die vierde keer kry ek 'n kop, die 5de keer kry ek 'n ster, die 6de keer kry ek 'n ster, ensovoorts ensovoorts. Dan die relatiewe frekwensie van dalk die kans dat ons kop kry, is hoeveel kere in wat ons daai eksperiment uitgevoer het jy kop gekry, en hoeveel keer het ons die eksperiment uitgevoer? Ons het al 10 keer, so hierdie is daai aantal kere wat die eksperiment uitgevoer het, en hierdie P gaan wees die hoeveelheid kere wat die uitkomste wat jy wil hê plaasgevind het. Hoe meer eksperimentele goed jy doen, so hoe groter hierdie N word, hoe nader word hierdie frekwensie aan jou gewone waarskynlikheid. En ek gaan ordentlik hierdeur gaan wanneer ons relatiewe frekwensie doen. Dis net iets wat jy van moet weet. Dan het ons Venn-diagramme, en dit is 'n grafiese manier om verwantskappe tussen versamelings voor te stel. So wat is 'n versameling? Wel, dit is die uitkomste van 'n sekere gebeurtenis. So dalk in gebeurtenis A kry ons getalle wat ewe is, so dis 2, 4, 6, 8 en 10. Dalk in versameling B kry ons getalle wat kleiner is as 5, so dis 1, 2, 3 en 4. Okay? Dan het ons 'n steekproefruimte wat dalk is 1, 2, 3, 4 al die pad tot by 10. Wat hierdie twee goed is, dit is 'n versameling van getalle, of dis 'n versameling van uitkomstes wat dalk kon plaasvind. Dan het ons steekproefruimte S. En dan kan jy gewoonlik dalk wys hoe sekere goed plaasvind. So in hierdie geval is hierdie die tipe Venn-diagram wat ons het, want ons het die getalle 2 wat ooreenstem, en ons het die getalle 4 wat ooreenstem. So daai sou hier gegaan het, 2 en 4, en dan sou die getalle 1 in B wees, want B het 1, en 3 sou ook in B gewees het, en al die ander getalle, so 6, 8 en 10 sou in A wees, en dan sou al die ander getalle wat onewe is, soos 7 en 5 en 9 in die steekproefruimte gewees het. Maar jy kry ook goed waar byvoorbeeld B net nie enige getalle sou gehad het wat A het nie, so dalk kon B getalle gehad het wat kleiner is as 5, maar dit het glad nie ewe getalle nie, so dan staan net 1 en 3, so dan sou A gewees het 2, 4, 6, 8 en 10, B sou 1 en 3 gewees het, dan sou 5, 7, 9 in die steekproefruimte gewees het. So daar's geen getalle wat in albei plaasvind nie, en die is wederzijds uitsluitende gebeurtenisse. Daar's geen getalle wat ooreenstem tussen die twee gebeurtenisse nie, of daar's geen uitkomstes wat in die twee gebeurtenisse plaasvind nie. En dan het jy dalk iets soos hierdie, waar alles wat in A plaasvind ook in B plaasvind, maar B het dalk groter goed wat ook daarin plaasvind. So byvoorbeeld, B kon alle ewe getalle gewees het, en A is net die eerste 2 ewe getalle, so A kon iets soos die gelyk het, so 2, 4, en B kon wees 2, 4, 6, 8 en 10, en dan kon jou steekproefruimte gewees het 1, 2, 3, al die pad tot by 10. Dan sou die gewees het 2 en 4 vir A, maar dit sou ook in B wees, dan sou jy 6, 8 en 10 ook in B gekry het, en 1, 3, 5, 7 en 9 in jou steekproefruimte. So dis het iets om oor bewus te wees. Nou alles wat ek vir julle gewys het, het ook ander woorde soos die vereniging of die snyding. Die vereniging van twee versamelings is 'n nuwe versameling, en al die elemente wat in ten minste een van daai twee versamelings is. En dit word gewoonlik geskryf as A of B, en jy kan die of soos hierdie uitbeeld met hierdie, dit is soos 'n U, of jy kan dit skryf A of B, en dit is gewoonlik A of B, so dis
al twee, of dit sou wees in hierdie geval A of B, so dit sou alles wees wat in al twee is, en hierdie sou wees A of B, alles wat hier aangaan. Dan het jy iets wat sê A en B, en dit is 'n snyding. 'n Snyding van twee versamelings is 'n nuwe versameling wat al die elemente bevat wat in beide versamelings voorkom. Dit is ook geskryf as A en B soos hierdie, en ek sê altyd dit in Engels, want is A and B, so daai A kom van hierdie af, en dis hoe ek dit probeer onthou, dis die wiskundige manier om A and voor te stel, of jy kan dit sê A en B, so jy kan dit uitskryf, en dit sou wees hierso, of hierdie sou wees hierdie, want die 2 en die 4 kom in A en B voor. Hierso het ek mos vir julle gesê, daar gaan niks wees nie, dis wederzijds uitsluitende gebeurtenisse, en daar's geen en wat plaasvind nie, daar's geen snyding nie, maar in hierdie eerste een wat ek vir julle gewys het, was daar 2 en 'n 4 wat in beide voorgekom het. Ok, so dit is wat daai is. Die laaste ding wat julle ook moet ken, is waarskynlikheidsidentiteite. Byvoorbeeld, bevat 'n steekproefruimte al die moontlike uitkomstes van 'n eksperiment, en dit weet ons dat die waarskynlikheid om 'n uitkoms wat in die steekproefruimte te kry 1 is. Kyk, dis die belangrike hierso. Die waarskynlikheid om 'n uitkoms te kry wat in die steekproefruimte is 1. En die rede is, want al die getalle vir daai eksperiment is in hierdie steekproefruimte wat ek julle hier gewys het. So, gewoonlik vir 'n Venn-diagram het jy hierdie boksie, dit is jou steekproefruimte, en dan in daai boksie met al jou gebeurtenisse of jou versamelings plaasvind. Die waarskynlikheid dat jy iets kies wat in hierdie steekproefruimte vir daai eksperiment plaasvind, moet 1 wees, want dit is jou enigste eksperiment, dis alwaarna jy kyk. Die waarskynlikheid van vereniging van twee gebeurtenisse is die waarskynlikheid van A of B, so vereniging, onthou het ek vir julle gesê is A of B, en dit is die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die waarskynlikheid van A en B, of die snyding van A en B. Ok, en hoekom, weer eens, is dit 'n ding? Wel, as ek sê A of B, dan kyk ek na, kyk wat ek gaan hier uitvee, so as ek gaan sê die waarskynlikheid van A is dit hierdie, dan sê ek, ok, die waarskynlikheid van B is hierdie, ok, nou sit ek 2 keer daai 2 en 4 in, as julle kan mooi kyk, ek het 2 keer hierdie daar gesit, so en ek weet die waarskynlikheid van A en B is die snyding, so dis daai 2 en 4, so as ek net die A of B wil hê, dan moet ek daai snyding 1 keer uittrek, want anders tel ek dit 2 keer by, en ons gaan deur dit gaan in ander video's, dis net 'n vinnige manier om vir julle te wys. Nou het jy wederzijds uitsluitende gebeurtenisse, dit is 2 gebeurtenisse wat, as hulle geen goed het wat dieselfde tyd kan plaasvind nie, so die uitkoms van 'n eksperiment is dalk in die eerste gebeurtenis, en dan kan dit nie in die tweede gebeurtenis gebeur nie. So dalk sê ons, jy het 'n sak balle, die sak het net 1 rooi bal. So in die eerste eksperiment trek jy 'n rooi bal, of die eerste keer wat jy nou hierdie eksperiment uitvoer, dan trek jy 'n rooi bal, en jy sit dit nie terug nie. So nou in jou tweede eksperiment is daar geen kans dat jy 'n rooi bal kan trek nie. Dis net, dit gaan nie gebeur nie. So die waarskynlikheid van A en B is gelyk aan 0, of jy kan dit soos die skryf, dis 'n 0 met 'n streepie daardeur, en dit bedoel jy het 'n leë versameling. Okay? En as iets soos die gebeur, dan is jou waarskynlikheid van A of B net gelyk aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B, en dit gaan iets wees soos hierdie. Daar gaan geen A en B hier wees nie, so die waarskynlikheid van A of B gaan dit wees hierdie enetjie plus hierdie enetjie, en dis dit. Ok, dan het ons ook komplementêre versamelings. Die komplementêre versameling is die versameling wat al die elemente bevat wat nie A is nie. So jy het A, en die komplement van A is nie A. Ok, en jy kan dit soos hierdie skryf, jy kan sê nie A, of jy kan sê nie A, en dit het hierdie klein streepie ding hierbo langs die A. So hierdie ding hierso, dit bedoel 'n nie. So dit is die komplement van A. So jy gaan sê A en nie A, jy kan dit nooit saam hê nie, want die een is die gebeurtenis, en die ander een is alles wat nie in daai gebeurtenis is nie. So hierdie is dalk gebeurtenis A, en hierdie is alles wat nie A is nie, so dit gaan dalk wees B, of alles in die steekproefruimte, so dit is ook gelyk aan 'n leë versameling, jy kan nie daai 2 saam kry nie, dit gaan net nie gebeur nie. Ok, en A of nie A nie is gelyk aan die hele steekproefruimte, want sê nou maar hier is my Venn-diagram, hierdie is dalk gebeurtenis A, ok, hierdie is dalk gebeurtenis B, hierdie is die steekproefruimte, so alles wat A is hierdie pink ene. Alles wat nie A is nie, is hierdie. Alles in die steekproefruimte en alles wat in B is. Ok.
maar net in B nie, wat ook in die middel van A en B is nie, okay, dis net in B. So, as jy sê A of nie A, dan gaan dit hierdie pink een wees en alles wat pers is. Okay, die waarskynlikheid van A plus nie A is gelyk aan die waarskynlikheid van A of nie A, en dit is gelyk aan die waarskynlikheid dat die steekproefruimte plaasvind, en dit gaan gelyk wees aan 1. En dis net 'n identiteit wat jy moet ken. Okay, dit was nou 'n bietjie van 'n lang video, maar ek hoop dat julle het nou net die basiese idees verstaan, en julle gaan hierdie video nodig hê vir die volgende video's waar ek deur hierdie goed baie meer met detail gaan, en dan gaan ons definitief 'n paar voorbeelde doen. Ek hoop dit het julle gehelp, en as dit het, asseblief onthou om te share. Lekker dag verder!